my hande het Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening vanoggend hier by julle met 'n boodskap. Ek wil graag die boodskap die titel gee vandag. Neem op jou kruis. Kom ons gaan kyk in die skrif wat het Jesus daarvan gesê. Ek gaan vir ons lees uit Lukas 14 en ek gaan vir ons lees hierso van vers 25. En groot menigtes het saam met hom gegaan en hy het hom omgedraai en vir hulle gesê: As iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en sy moeder en sy vrou en sy kinders en sy broers en susters, ja selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Ek wil net eers tot so ver lees. Wat bedoel die Here daar? Jy moet jou pa haat, en jy moet jou ma haat, en jy moet jou broer haat, en jy moet jou eie lewe haat. Wat bedoel die Here daar? Bedoel hy regtig jy wil hulle haat? Of het hy dit 'n dieper betekenis? Julle, want dan sê hy, en wat selfs nie sy eie lewe haat nie. Ek wil dit baie graag verduidelik. Ek wil vandag vir julle sê, dat daai haat bedoel hy nie, jy moet hulle haat en jy moet in jou hart iets teen hulle dra nie. Julle, hy bedoel selfs, al as jy enigsins jou geliefde, soos jou eie pa, jou eie ma, jou eie boetie, of jou eie sussie, bo die Here liefhet, of bo geregtigheid liefhet, nee? Dat jy sal hulle eerder regverdig in die dinge wat hulle doen, in plaas van om die geregtigheid te spreek, of dit dan nou teen hulle spreek of nie. Hy sê, as jy nie so is nie, kan jy sy disipel nie wees nie. En dan kom hy hier en hy sê, en elkeen wat sy kruis nie dra, en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Nou wat beteken hierdie kruis? Is dit nou 'n fisiese kruis wat jy op jou rug moet sit en nou met die kruis loop? Nee. Julle, dis 'n geestelike kruis. Dan is die vraag, wat doen 'n kruis? Julle, weet jy wat? 'n Kruis maak jou, hierdie kruis wat Jesus hiervan praat, maak jou eie wil dood. So dit wat jy eintlik wil hê, wat in weerstand is met die woord van die Here. Die Here sê, jy moet jou kruis opneem, deur dit, dis 'n geestelike opneem van die kruis, deur daai gevoel of begeerte dan dood te maak. En dan, om jou kruis op te neem, julle, is om jouself te ontken, om die begeertes van jou eie vlees te ontken, om dan agter Jesus aan te loop en soekend na hom te wees, om altyd deur hom te dien, dat jou eie belange tel vir jou nie meer nie, maar wat vir hom wel belangrik is, dit is vir jou belangrik. So jy het op 'n punt gekom, wat jy jou eie lewe, waar jy jou eie begeertes en dinge is, self in hierdie lewe, dat jy dit doodmaak, dat jy dit tweede stel, dat jy dit agter sit, net om die Here Jesus Christus te behaag. Hy sê, as jy dit doen, dat as jy dalk selfs tot teen jou eie begeertes kies, of sondes of dinge wat jy aanhang, wat jy weet nie welgevallig by die Here is nie, as jy dit uit jou lewe uitskeer, wil ek sê, as jy dit neerwerp en jy sê, ek gaan heers oor hierdie goed, ek gaan dit doodmaak in my lewe, dis 'n tipe van 'n kruis. Hy sê, as jy dit doen, dan kan jy waarlik sy disipel wees. Maar weet julle wat, daar is soveel Christene wat ek vandag van sien en lees en hoor, hulle wil hulle sonde regverdig. Hulle wil dit ook met, daar is genade, dit meer regverdig. So hulle het nie 'n tipe van 'n geestelike lewe, 'n kruis opneem lewe nie, 'n belydenis van sonde en 'n berou voor die Here nie. Dit is net, dis genade en dit word geregverdig. Daai persoon dra nie sy kruis nie. En raai wat sê Jesus eintlik in die stuk dan? Hy is nie my disipel nie. So vandag wil ek vra dat jy sal weeg en dat jy sal oorweeg
of jy die dinge besig is om dood te maak in jou lewe, sonde te bely en dit neer te lê en die dinge dood te maak, sodat jy dan in die gees waarlik 'n kruis opneem en dan waarlik 'n disipel van Jesus Christus is. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Here, ons vra U, Here, om ons te help, dat ons nie onsself sal regverdig nie, maar dat ons ons kruis sal opneem, deur die dinge wat in ons lewe verkeerd is te erken, die dinge wat ons lewe nie reg is nie te bely, Here, by God, en sodoende ons kruis op te neem. Vader, help ons elke een, dat ons nie onsself bo dit sal stel, as om U kruis te dra, Here Jesus, en agter U aan te loop nie. Ons vra U dat U dit in ons harte sal werk, Here, dan ons dankie daarvoor, en ons ontvang dit nou, in Jesus se naam. Amen. Liefde, seëning, pastoor. As jy hierdie bediening geniet het, en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.